Baie welkom by Versteekte Juwele. Ons lees in Handelinge 23 iets soos 'n topklas spanningsverhaal. In Handelinge 21 is Paulus vir die soveelste keer gearresteer en hy het die ideaal gehad om ook nog in Rome, die hoofstad van die destyds bekende wêreld, van Christus te getuig. Maar sy arrestasie kon maak dat hierdie ideaal nie verwesenlik word nie. Maar tog verskyn Christus aan hom en bevestig dat hy tog in Rome van hom sal getuig. Toe gebeur daar iets wat hierdie ideaal weer kon belemmer. Maar nou was dit nie maar net 'n menslike ideaal nie, dit was ook 'n belofte van God. Na sy arrest is Paulus voor die Joodse Raad gebring om verhoor te word. En terwyl hy in arrest was, het 'n klompie mense saamgesweer om die Romeine te vra om Paulus weer voor die Joodse Raad te bring vir verdere verhoor en dan terwyl hy op pad was soontoe hom om die lewe te bring. En dan was hierdie ideaal om in Rome te getuig natuurlik tot niet. En hierdie mense was so ernstig dat hulle 'n eed geneem het om nie te drink of te eet voordat Paulus dood was nie. Maar dan gebeur daar 'n eienaardige ding. 'n Susterskind van Paulus hoor van die komplot. Ons hoor nie sy naam nie, en ook nie sy ma se naam nie, en ons weet nie van familie van Paulus verder in Rome nie. Hulle het seker vir hom ook in die gevangenis besoek, dalk met kos, en hierdie neef van Paulus moes dan seker vir sy oom vertel het van wat hy gehoor het. Dalk wat mense langs die pad gefluister het of gespog het. Op die ou end het die Romeinse owerheid ook gehoor van die komplot. En Paulus is in die nagtelike ure in die geheim uit Jerusalem weggeneem en gebring na Caesarea, die hoofsetel van die Romeinse gouverneur in Palestina. 'n Mens wonder, wat het nou geword van die voorneme van die mense om nie te eet of te drink voordat Paulus dood is nie? Ons hoor hier 'n klein verhaaltjie van 'n naamlose seun wat instrumenteel was in die vervulling van God se belofte. Mense se bose planne is gefnuik deurdat 'n seun sy ore oop was, of liewer sy ore is deur God oopgemaak. Die Handelingeboek vertel die suksesverhaal na baie teenstand, vanaf Jerusalem waar die evangelie eers te verkondig is, tot aan die einde waar Paulus ook dan die evangelie van Christus bring in Rome. En Paulus getuig dat met sy gevangenskap in Rome die hele keiserlike leiwag die evangelie gehoor het. En in Rome was daar destyds ook al 'n groeiende Christelike gemeente. Soos met Paulus se neef, gebruik God klein dingetjies rondom ons om sy groter plan te bespoedig. Is ons gevoelig daarvoor? Maar meer nog, hierdie neef van Paulus se naam word nie genoem nie. Ons wil dikwels so graag hê ons name moet ergens genoem word. Maar hier gaan dit daaroor dat die naam van Christus groot gemaak sal word.